genade onbeskryflik groot, en ek sien krom, skeef, selfs in 'n rolstoel, selfs na 'n groot geleentheid soos gister en sport en dinge wat mense gedoen het, kom ons hier by mekaar. Dit word so gewaardeer en mag dit die Here se hart bly maak, soos wat dit myne doen. Ek groet vanoggend, seën groet, kom uit Jesaja 41 vers 10. En dit is sommer net ook my wêreld en jou wêreld, waarin ons opstaan in die oggende saam met 'n koppie koffie, en dan so half angstig die nuus begin oopmaak, en dan wonder ons, wat gaan nog voor lê en wat gaan nog gebeur? En dan kom die Here en sê vir almal van ons, en dit maak nie saak of dit net wêreldgebeure is en finansiële gebeure nie, maar ook die onsekerheid van siekte en diagnoses. Dinge het so baie gebeur hierdie eerste kwartaal in ons gemeente, en ek hoor die Here sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. En moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas met my eie hand. Red ek jou. En is in hierdie lig van die prentjie wat afgespeel het, en vir julle almal, moenie bang wees nie. Die Here is hier. Hy's hier in die vorm van sy Heilige Gees, die gemeenskap van gelowiges in woord en die liefde van Jesus in ons harte. Ons gaan onsself voorberei voordat ons die woord van die Here gaan oopmaak, 'n tema wat vanoggend gaan aansluit by hoe ek begin het, die mense wat stap, die feit dat ons kan stap, ons voete, ons bene, al hierdie wonderlike goed wat die Here vir ons gegee het, maar wat dit ook beteken binne in die woord van God, wat beteken dit daar om te stap. Voordat ons gaan saam lees 'n paar teksverse uit Genesis 32, Markus 2, Psalm 126, kom ons maak die oë toe en vra die Here se seën. Here, baie dankie vir die saamwandel met ons. En al vergeet ons soms hoe kosbaar dit is, kom ons dit gereeld agter dat U toe al die tyd daar was. Hier na opstanding het ons weer gehoor van om op te staan. Dit is nie net Jesus wat opgestaan het nie, dit is ook my geloof wat kan herleef. Dis verhoudings wat weer kan opstaan, dis vergifnis wat kan opstaan, dis ook aksies en aktiwiteite in die kerk wat weer kan herleef. En dan lees ons in die Bybel, daar was nooit net 'n stilstand na opstandings nie, maar daar was ook 'n saamloop. En praat vanoggend met ons asseblief daaroor, ons is gereed. En Heilige Gees, kom doen meer as 'n mens se stem. Kom doen meer as 'n mens se ore. En kom stap ook saam vanoggend met elkeen van ons. Amen. Mens lees baie keer in die Bybel, veral in die Nuwe Testament, waar Jesus mense met beenprobleme of selfs wat heeltemal verlam was, genees het. Krepeles, ook die wat verlam was, genees het. En dan kry mense die woorde, staan op en gaan. Staan op en gaan. Vat iets en gaan. En nou moet daar's ook die stap en die wegstap. En ek het so 'n ruk gelede het ek my linkervoet seer gemaak en ek sukkel nog steeds met hom. En ek dink die voet wat seer is, herinner mense 'n bietjie aan iets soos 'n voet. En ek dink dis hoekom ek by die stap uitgekom het. En toe gaan kyk ek bietjie na al die verwysings in die Bybel oor stap, loop, wandel. En die eerste teks wat vir my besonder aangespreek het, is waar Jakob ons nou so geworstel het met die engel. Onthou julle dit in Genesis 32. En dan wil hy nie bes gee nie, en op die ou ene loop Jakob mank na hierdie worsteling. Jakob het mank gebly. Hy het wel weggestap van hierdie ontmoeting af. Dit is 'n baie interessante ontmoeting. Jy het al so 'n nagworsteling gehad met jou gedagtes, selfs binne 'n droom.
Die van julle wat nog 'n huweliksmaat het wat langs jou lê, sal sê jy het hom gegil en geskree. Wonder met wie jy geworstel, nê? Met wie jy. Nou, die Hebreërs op hierdie teks nadat Jakob so geworstel het met 'n engel, die Hebreërs sê Jakob het nie weer dieselfde geloop nie. Hy was hierdie ontmoeting met die Here, stap hy weg, hè? Hy loop anders. Hy het nie weer dieselfde geloop nie. Is mooi, nee. Dis 'n baie aangrypende teks oor stap en anders loop. Die volgende ene, Markus 2, waar die vriende daai mense se huise dak afgebreek het om hulle verlamde vriend te laat afsak tot by Jesus se voete, want daar was so 'n klomp mense, hulle kon nie by hom uitkom nie. Dis die een kans wat hulle gehad het in hulle lewe, wat hulle nie wou misloop nie. En as jy hom nie so horisontaal kan raakloop nie, dan gaan ons vertikaal van bo af. Kom ons mag dit nie misloop nie. En dan genees Jesus hierdie verlamde ou, en kyk wat sê hy vir hom. Hy sê vir hom, staan op. Kyk, ek het dit gemerk in geel. Vat iets, hierdie geval vat jou draagbaar, en gaan huis toe. Ek gaan net nou met julle praat oor wat beteken dit, dat 'n verlamde mens moet huis toe gaan. Kry eintlik hoendervleis as ek daaraan dink. En die man het opgestaan, dadelik sy draagbaar gevat, en voor die oë van almal uitgestap. En hieroor was die ander mense almal verbaas. So dis nie net die verlamde mens wat nou ook anders loop nie, maar die wat dit gesien het, die wat moes navolg, wat nie net bly staan het as toeskouers nie. Hulle was verbaas en hulle het God geprys en gesê, so iets het ons nog nooit gesien nie. En dan is daar 'n ander vorm van loop en stap in die psalms, die pelgrimspsalms, die pelgrim, die mense wat uit ballingskap uit teruggekom het. Dis amper soos in die oorlogtyd en na die oorlogtyd wat die boervrouens letterlik die koringkorreltjies uit die verbrande huise se vloere uitgegrawe het met breipenne en daai koring weer gaan plant het. Ons moet weer van voor af begin en dit het gebeur in hierdie land van ons, meer as een keer, nê. Maar hierdie pelgrimspsalm, Psalm 126, is ook vir my so 'n mooi storie oor stap. Want ek sien die mense terugkom in 'n land wat oorgeneem is deur 'n ander nasie en verwoes is, maar nou mag hulle terugkom, maar hulle moet iewers van voor af begin. Kan jy dink die trane, die vreugde, die alles, hoor net hoe mooi is hierdie psalm. Wie met trane saai, sal die oes met 'n gejuig inbring. Hoor hierdie loop, al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Is mooi, nee. Tema vir vanoggend. Loop anders. Loop anders. Ek wil heel eers 'n bietjie net kyk na die fisiese van loop. Wat beteken dit om te loop? En ek wil heel eers begin deur dit verkeerd om te vat. En dit is nou as jy eers die funksie van loop verloor het. Het jy jou enkel gebreek, seer voet, ek kan nog loop, al heilig terwyl ek preek en werk, maar ek moet vasbyt, dit sal regkom. Dit kan wees 'n lang operasie, en ek het mense gesien wat in geweldige motorongelukke was, wat tot 'n jaar lank bedlêend was en gesukkel het. Eers moet die wonde genees, dan kom die baie operasies en die baie penne. Wanneer ons die funksie van loop verloor, besef ons wat 'n fantastiese ding dit is, waaroor ons beskik. Dit gee vir die meeste van ons, gee dit vryheid. Ek kan gaan waar ek wil, ek kan stap waar ek wil. En stap het vir menige mense 'n sport geword. Dis heerlik, dis ontspannend. Terwyl ek besig was, het ek vir Sandra
Orendal gebel, en julle weet, sy het al 2 keer in Spanje gaan stap. Hier is ander van julle, wat vreeslik stap, Kemp, julle het ook al die Communio daar gestap in Spanje, en stap ander routes. Maar mense stap, maar ek moes net vir Sandra bel en sê, hierdie een van vanoggend dra ek aan jou op. Wonderlik om te kan loop. En as ons net kyk na die hoofskaniere in die mens se liggaam, heup, knieë en enkels. Kom ons los die voete uit. Dit's baie ingewikkelde klompies kaniere wat daar is. Dan is dit 6 kaniere, 6 hoofskaniere. Hier gaan ek nou, heup, knie en enkels. En saam met dit is daar 200 spiere wat werk, maar ook 200,000 senuwee en boodskappe wat hier moet nou iets gebeur. En as ek nou regtig tegnies raak, en ek wil 'n bietjie tegnies raak, en julle net so ook so boonbehalwe die Bybelkennis, die woordkennis en die inspirasie, ook net vir julle so 'n bietjie 'n les in biologie en fisika. Nou Newton het nog verder gegaan oor die fisiologiese proses van stap, wat eenvoudige taal beteken aksie-reaksie. Jy wil vorentoe gaan, maar krag trek eintlik terug sodat jy kan vorentoe gaan. Dit gee jou daai momentum om vorentoe te gaan. Kom ons laat die tegniese daar. Newton se wet van aksie en reaksie. Wat sê jy? Ingenieurs, julle ken hierdie ding, né? Aksie en reaksie. Dit is hoe ons dit regkry om te kan stap. Wat 'n wonderlike voorreg. Maar daar is ook verkeerde stap. Daar is ook verkeerde stap. En nou begin ons bietjie in die Bybel ingaan, dan begin ons goed ontdek van verkeerde stap. Daar in die Ou Testament sê Salomo, daar is 7 dinge wat die Here haat. Daai spreuke wat hy so geskryf het, daai wyshede, dan is daar 7 dinge wat hy haat, maar een van hulle is voete wat haastig is op pad na die kwaad toe, die verkeerde. Dis die verkeerd loop. Dis die verkeerd loop, en so baie loop verkeerd en verdwaal. Daar is 'n ander, dit is Spreuke 6, daar's 'n ander tragedie in die Bybel oor stap en nie te kan stap nie. Was baie belangrik om daarvan kennis te neem, maar as 'n mamma en 'n pappa in die Ou Testament 'n kind gehad het wat nie kon loop nie, was dit 'n groot skande. Ons sien dit ook in die Ou Testament. Dawid het 'n vriend gehad, Jonathan. Hulle sê ons, as jy vandag so goeie vriend het, jy is soos Dawid en Jonathan, onafskeidbaar. En hierdie Jonathan het so 'n kind gehad wat mank was, hy's mank gebore. En dan lees ons in die Bybel, sy naam is Mephiboset, en ons vertaal dit uit die Hebreëus uit, grootskande. Grootskande. Op 'n stadium verwys hy na homself as 'n dooie hond. En dan kry ons die ander tragedie in die antieke wêreld van mense wat nie kon loop nie, krepeles en verlamdes, het op die strate beland as bedelaars. As daai verlamde man deur die dak afsak op sy bed, is dit al wat hy gehad het. Die bed was sy kledingstuk, die bed was ook sy slaapmantel, die bed was sy tuiste. Hy het tussen die honde geleef op die strate. Dis hierdie mense wat Jesus raak geloop het, en vir hulle gesê het, staan op, en kan jy dink die vreugde van anders te loop, van nie meer op die straat te lê nie, anders te loop. Maar ja, ongelukkig, in die antieke wêreld was dit 'n skande as jy nie kon loop nie. Dan verwys die Bybel meer as 400 keer na stap, wandel. En daar is twee belangrike goed wat ek wil uithaal wanneer ek na hierdie woorde kyk. Die een is dat wandel of stap in die Bybel het niks te doen met die wet van Newton nie, maar alles te doen met die wet van God. En dit is die saamstap met God en die belofte dat God sal saamstap met jou.
En daarom verwys stap in die Bybel na ons toegewydheid, na ons volharding, na ons geloof, dat ons dit nie net laat staan, of weer begrawe, dat dit weer moet wag vir nog 'n opstanding nie, en al gebeur dit, die Here sal oor en oor vir ons 'n kans gee, maar belangrik is dat my geloof word 'n aksie van stap. Aksie, reaksie, aksie, reaksie, aksie, reaksie. Ek moet stap, ek moet wandel in geloof, ek moet wandel saam met die Here, elke liewe dag. Daar is 'n ander woord, wat in die Bybel gebruik word, en dit is om te swerf. En ook te doen met stap, maar dan kry ons, dis meer swerf. Israel in die woestyn het 40 jaar in die woestyn gedwaal. Die Engels het 'n woord daarvoor, wander, dwaal. Nou begin ons agterkom, hoe lyk dit wanneer die Here nie eintlik saam met jou stap nie? Of jy dit nie wil raak sien nie, en of jy dit nie wil erken nie, maar nou begin jy wander. Jy is amper koersloos. Jy's in die woestyn, my vriend en my vriendin, en ons weet hoe dit voel, nee. Daar gaan hierdie tye kom ook in ons lewe voor. En later moet 'n mens sien dat die Here saam met jou daar gestap het, of party mense vergeet daarvan en skryf dit ongelukkig heeltemal af. Nou wil ek vanoggend bietjie praat oor, net soos wat ons parkrun-stappers is, gesondheidsstappers, geloofstappers, hoe kan ek 'n beter geloofstapper word? Miskien is jy iemand wat weet dat ek ook 'n bietjie rondswerf, dat ek wander in die woestyn, en dat die Here my weer dalk bietjie kan help om op koers te kom en saam met my kan stap. Hoe word 'n mens 'n geloofstapper? En nou wil ek die wet van Newton wil ek aanpas na die wet van Jesus toe. Die wet van Jesus, aksie, reaksie. Dieselfde wat gebeur het met Jakob. Daar was 'n worsteling, aksie. Hy het nooit weer dieselfde geloop nie, reaksie. Die verlamde man kom tot by Jesus, daar is aksie. Hy word op 'n bonatuurlike, wonderbaarlike manier genees. En nou na hierdie aksie is daar reaksie. Vat, gaan en gaan huis toe. Dit noem ek nou die wet van Jesus. Kom ons kyk 'n bietjie, hoe werk dit? Die wet van Jesus, en dit is nou 'n sommetjie wat ek uitgedink het, plus jy loop Jesus raak. Daai gedeelte is die aksie. Maar dit sluit nie ons reaksie in nie. Nou is dit plus die volgende goed. Wanneer jy Jesus raak geloop het, en ek dink aan my lewe, om die hele ervaring van wandel met God of wandel met Jesus ten volle te kan begryp, wil ek vanoggend die volgende uitlig. As ons reaksie, loop weg. Daar is iets waarvan ons moet wegstap, maar loop saam. Jy loop nie net weg nie, jy kruip ook nie weg nie, gaan nie alleen. Loop saam, loop aan. En dit is gelyk aan, loop anders. Die wet van Jesus, loop Jesus raak, of Jesus loop jou raak, selfs in die aand as jy slaap, of in 'n droom, maar daarna, loop weg, loop saam, loop aan, en dan is gelyk aan, loop anders. Kom ons gaan so 'n bietjie in diepte hierna kyk. Loop Jesus raak. En hier is die uitnodiging. Moenie jou vasloop
in die Here misloop nie. Jy kan miskien vanoggend hier sit en al dink, hoeveel preke het ek gehoor, hoeveel dagstukkies, hoeveel het ek gesien? Waarom hou dit aan gebeur dat ek dit misloop? Of laat ek my maar net misloop? Here, stap net verby en gaan kry hierdie enetjie, gaan kry iemand anders. Julle, om jou raak te loop deur Jesus is 'n wonderlike ervaring. Ek dink aan Jona wat probeer het om weg te vlug, en maar hoe meer hy hom wegvlug, hoe meer loop hy hom vas in die Here. Ek dink aan my eie lewe, selfs in my studentelewe, twyfel wat oor my gekom het. Ja, hierdie is 'n groot taak, Here. Hierdie sien ek nie kans voor nie. Dis nou half lekker om proefpreke te doen en baie tyd te hê en jy werk maande op een preek, maar ek weet eendag gaan dit vir my gebeur dat ek dit net paar ure, week, en dit gaan aanhou. Nee, dan probeer ek weghardloop, en dan loop ek my vas. En dan ook in die bediening was daar tye gewees wat ek gesê het, nee, kom. Die Wanderlust het my beet gehad, nee, daai Duitse van, nee, ek wil gaan swerf. Ek weet wat dit is om te swerf. Ek weet wat dit is om te los, maar ek weet ook wat dit is om my raak te loop. Daai Jakob, hy het nou nie eintlik beplan dat die Here hom daar moet kom kry waar hy geslaap het nie. Maar hy het sy worsteling gevat en hy het anders geloop. En hierdie arme bedelaar, verlamde mens, het een kans gehad. Julle, ek en jy het soveel kansse om Jesus raak te loop. Hierdie ou het een kans gehad en dankie vir daai wonderlike vriende wat gesê het, ons gaan nie vandag Jesus misloop nie. Nee. Ons moet 'n dak afbreek om jou by Jesus te kry. Wanneer laas het jy 'n dak afgebreek? Dis antisosiale gedrag. Daar was 'n klomp mense daaronder, die stukke van die dak daarbo, hulle het dit met klei en plante toegemaak, daar in die Mediterrane wêreld. Daai goed moes bo op die mense geval het, maar dat dit 'n dak afgebreek, sodat hierdie ou nie sy afspraak met Jesus moet misloop nie. Wanneer laas het jy 'n dak afgebreek, sodat jy nie jou belangrike afspraak met Jesus moet misloop nie, die seun van God, van aangesig tot aangesig. Dit verander jou. Jy kan nie dit weer bære nie, jy kan nie dit weer wegsteek nie. Jy gaan anders loop. Loop Jesus raak. Maar nie, dit misloop nie. En nou, as jy hom raak geloop het, dit is die aksie van God en die aksie van Jesus. Nou kom die reaksie. Stap weg, stap saam, stap aan. Stap weg. Stap weg. Jy weet waarvan jy moet wegstap. My hele lewe lank is 'n poging om te probeer wegstap van my verlede en foute wat ek gemaak het. Ek sukkel. Jy sukkel ook, moet dit nie vir my anders te probeer oortuig nie, ons sukkel almal daarmee. My lewe en my geloof vandag, en vandag is my belangrike dag, is 'n poging om te probeer wegstap van sonde, van skuld, dis 'n poging om te probeer wegstap van slegte gewoontes af. Stap weg van verkeerde mense, baie moeilik. Veral as jy, wat hulle in Engels noem, 'n tipe people's pleaser is jy baie keer met die verkeerde mense besig en jy probeer hulle die hele tyd hulle guns wen, en ek weet nie of dit altyd so suksesvol is nie, maar jy weet daar is iets om nou van weg te stap, want dit hou jou terug. In die saamstap met Jesus, hou die verkeerde goed jou weg van dit af, en daarom is dit belangrik om weg te stap. Ek praat nie van wegloop nie, wegloop van eredienste, wegloop van die kerk, wegloop van medemens vir wie jy geroep is om lief te hê en om te gee. Ek praat van wegstap
van die mense wat jou weghou van die saamstap met Jesus. Loop Jesus raak. Moet dit nie misloop nie, stap weg. Heel eerste ding, in die wet van Jesus, vir 'n mooi saamstap lewe, wandel met God, stap weg. Stap weg van die verkeerde idees. Stap weg van die verkeerde teologie. Stap weg van die teologie wat sê, ek het nie eredienste nodig nie, ek het die gemeenskap van gelowiges nie nodig nie, die TV-kykers, die TV-predikers doen alles vir my. En verder gebeur dan niks nie, geen verdere energie nie, geen reaksie nie. Ek het 'n toeskouer geword. Nee, selfs dit, die verkeerde teologie, die verkeerde idee van kerk wees. Wat is dit wat jy 'n keuse moet begin maak en dit begin oefen, al gaan dit nie oornag wees nie, stap weg. Stap weg, al is dit pynlik. Stap weg. Is die moeite werd, want as jy Jesus raak geloop het, gaan jy anders loop, soos Jakob. Mank beteken, hy het anders geloop. Dink net, as mense wat naby jou is, kan begin jou ook raakloop, oor dat jy anders loop. En jou begin glo, oor dat jy anders loop. Stap saam. Stap saam. Kry vir jou 'n stapmaatjie. Ken julle, hoe moet dit wees om daar in die vreemde alleen te stap? Honderde kilometers, daarom nie duisende nie. 800 en iets gaan stap hulle daar in Spanje. Ver afstande. Hoe byt jy vas? Want as jy saam loop met iemand anderste. Hoe byt 'n dominee vas? Week in en week uit. Dis die saamloop met my biblioteek. My predikers wat ek uitgekies het, kom help my. Ek het 'n idee, ek gaan lees bietjie hier. Ek bly saamstap, julle maar die gemeente. Hierdie, kyk hier om jou. Hier is jou krikke. Hier is jou aanmoediging. Hier is jou aansporing en jou inspirasie. Dis 'n lang naweek en ons is nog steeds hier. Lekker om by die huis te bly. Doen dit as jy wil, maar kyk net, wat 'n motivering, wat 'n inspirasie vir jou lewe. En daar waar jy alleen is, waar jy getoets moet word, stap saam. Bly in die kerk, bly positief. Stap weg van die negatiewe goed af, die kritiek. Die mense wat jou dalk hou of 2 iewers langs die pad gegee het. Maar kom stap saam. Geen leraar, geen kerkraad, niks kan voortbestaan as julle nie gaan saamloop. En dan stap aan. Stap aan. Ek het 2 tekste oor aanstap. Korintiërs 9 kry die woord loop 'n stertjie by hardloop. Hardloop. Wanneer jy vinnig stap, vinniger as die normale mens, en jy hardloop 100 meter, 400 meter, dan is dit om hard te loop. Is hard. Is harde oefening. Ons kyk daarna, baie mense is absoluut gek oor atletiek. Hy spoed van daai ouens. Ek dink ons land neem nou deel in Gaborone aan hierdie aflossing, hè. 37 sekondes gaan 4 ouens om 'n baan, 400 meter, is net absoluut fantasties om na te kyk, maar dis hard loop. En in Korintiërs 9, né, sê Paulus, ons moet aanhou loop. Stap aan hard. Al is dit hard. Jy hou aan, want dit gaan oor die groter prentjie. Dit gaan uiteindelik nie oor my hier en my trane en my pyn hoekom ek aanhou nie, maar dit gaan oor my doel, die doelwit, die einde, die wenpaal, die wenstreep, net wat jy dit noem. Dis vooruitsigte om aan te hou en dit sluit aan by Psalm 126 vers 5 en 6. Wie met trane saai sal die oes met 'n gejuig inbring. Julle, ek het al gesien boere wat ploeg en dan kom die reën of daar kom iets en dit wil nie uitwerk nie en hulle moet alles stop
en daar is trane. En dan kom hierdie gesaaides op, en dan is daar teenspoed, en dit is haal, en dit is willevarke, en dit is, peste, sprinkane, wurms wat pla. Ek het in die Vrystaat toe ek nog dominee van boere was, het ek vir hulle gesê, julle maak my oud voor my tyd. Want is trane, en dan is daar die reën wat weg bly, en dan bid ons vir reën. En hier, onthou ek toe ek hier aangekom het Willie van Sail, wat hier afgelos het, gesê, hy het Natal toe getrek, sodat hy nooit weer 'n biddag vir reën hoef te hou nie, maar hy het nie rekening gehou met hierdie jare nie. En dan sal ons weer met begin bid vir reën, dan droog hy by ons in die Suidkus. Maar ek het die trane gesien, en dan breek daar 'n dag aan, dat ten spyte van die trane, klim jy saam met die boer op sy stroper, en soos wat daai wiel so rol, dan sien jy hoe val die koring, hoe val die mielies, hoe val die sonneblom, en dan is daar daai vreugde, wat sê dit was die moeite werd, man, dis die moeite werd, ons gaan nie stop nie, ons gaan nie omdraai nie, al huil ons, hou aan met stap, hou aan, dit is die moeite werd. Vriende, dit is so die moeite werd, en as ek terugdink aan my lewe, dan het ek eintlik my getuienis vanoggend in hierdie preek met julle gedeel. Ek het ook Jesus vasgeloop. Ek het ook weggeloop. In plaas daarvan om weg te stap van die verkeerde goed af, het ek ook weggeloop. Ek was Jona. En ek gaan, as die Here wil, hierdie jaar in Pinkster, gaan ons kyk na die Jona, die afsterf van iets, sodat iets niets moet opstaan. Maar ek het my vasgeloop. En ek het later het ek gesê, Here, ek gee oor. Ek gaan nou nie meer verder. Ek gee oor. Ek gee oor. Ek kan U nie wen nie. Kan U nie uitoorlê nie. Ek kan nie vir U wegkruip nie. Hier is ek. Stap saam. Stap saam. Stap saam met medegelowiges. Stap saam met hierdie gemeente. En hou aan. Soos ek julle vanoggend hier aangekom het, met 'n rolstoel, en 'n loopraam, en 'n kierie, en 'n arm, steke en snytjies, wat nog herinner aan die hospitaal. Hier aan my linkerkant sit iemand met kanker. Ek wil jou nie op die spot sit nie, en nog ander wat wag, daar agter, sit 'n dogter, wat wag vir die finale uitslae van haar pa. Hou aan, wie's ek en jy om te sê, ek moet anders wees, ek moet anders loop, staan op, loop saam met Jesus, moenie vandag jou afspraak met die Here misloop nie, en stap dan weg, en stap saam, en stap aan. En dit is die wandel met die Here, 400 en iets keer, kom dit in die Bybel voor, en die Here beloof, van sy kant af, ek sal saam met jou stap, selfs deur die vallei van doodskade weer. Here, nou wonder ons, wat het van daai man geword, wat op sy draagbaar deur die dak afgesak het, tot daar by Jesus se voete. En Jesus sê, gaan terug huis toe. Hy was vervreem van sy familie. Hy was vervreem van sy huis. Hy was 'n bedelaar op die strate, nooit weer. En sy anders loop, hoef hy terug te gegaan het na die strate toe nie. Hy het tuis gekom. Hy het aangekom. Hy het saamgekom. Hy loop nooit weer dieselfde nie. Here, baie dankie vir die saamloop met ons en met hierdie gemeente. Dankie dat ons kan opstaan
En dankie dat ons kan uitsien na hierdie avontuur van die saamreis, die saamstap, die hardloop op koers. Wat 'n avontuur. Dankie dat U ons nie gelos het nie. En ek bid vir die wonderlike ervaring van elke gelowige wat gaan ervaar hoe dit is dat die saamloop en hulle vasbyt, ek ook. Seën ons gemeente. Ons bid ook vanoggend vir hulle wat siek is, hulle wat hartseer is. Ons het nog 'n roudiens of 'n troostdiens hierdie week. Ons het 'n klomp ander goed wat gebeur. Ons bid vir mense met al hulle mediese uitdagings en vir elkeen wat hier sukkel om op te staan, sukkel om te loop, maar nog steeds saamkom. Het is wonderlik om hulle te sien vanoggend. Maar ook 'n seën oor elkeen, oud en jonk, gesond en die wat uitdagings het, elke kind, elke leier, almal in ons kantore, almal wat werk op die perseel. Die seën van Jesus word met groot vreugde en dank oor almal uitgespreek in Jesus se naam. Amen.